Euklidiese meetkunde deel 2. Goed, so in die vorige video het ons gekyk na die evenredigheidsstelling en die gelykvormigheidstelling. So nou gaan ons kyk na beide stellings en ons gaan 'n bietjie moeiliker voorbeelde doen waar die stellings gemeng gaan wees in een voorbeeld. So ons moet leer wanneer om watter stelling te gebruik. OK, kom ons begin met voorbeeld 5. So hier sê hulle vir ons dat CA gelyk aan DF is. So kom ons gaan vul net dit in sodat ons dit onthou. Daai hele CA is gelyk aan DF. En nou gaan ons begin. So nommer A sê hulle dat ons moet bewys dat driehoek FDE gelykvormig is aan FCA. OK, so ons gaan begin. Ons weet dit is duidelik die gelykvormigheidstelling wat ons hier moet gebruik. So ons gaan sê in driehoek FDE en driehoek FCA. En nou gaan ons drie hoeke soek wat dieselfde is, maar ons hoef eintlik net twee hoeke te soek want die derde hoek se rede is altyd net binnehoek van 'n driehoek. OK, so as ons nou hierso kyk en ons kan die driehoeke gaan highlight. Ek probeer maar so min as moontlik highlight want later gaan daar so baie goed wees wat ons gaan highlight, dan is eintlik die hele skets doodgekrap, maar dit is makliker as ons dit highlight. So ons eerste driehoek is FDE, so FDE dis hierdie driehoekie hier so kleintjie voor en FCA. Dit is hierdie grootte hierso. OK, so is hierdie klein driehoek en die groot driehoek. Goed, so dit sal 'n goeie idee wees om die video eintlik te pause en eers te kyk of jy self hierdie kan doen en self dit raak sien. En dan as jy klaar is, kan jy weer die video play. So ek gaan nou sommer lekker begin. En die eerste ding wat ons hier kan sien is dat hoek F is 'n gemeene hoek. So hoek F gaan gelyk wees aan hoek F en ons rede is gemeene hoek. OK, daar's ons eerste hoek. So ons kort nog net een ander hoek. Ons hoef net twee hoeke te swat, want ons derde hoek se rede gaan altyd binnehoeke van 'n driehoek wees. OK, en dan sien ons hierso maar hier in hierdie spesifieke voorbeeld is 'n koorde vierhoek. So hier is my koorde vierhoek. Kom ek highlight net gou hom. Daar is 'n koorde vierhoek want dit is 4 koorde. Dis 'n koorde vierhoek. So nou kan ons duidelik sien dat hier is twee buitehoeke van die koorde vierhoek. So hoek E2 gaan gelyk wees aan hoek A buitehoek van koorde vierhoek. Hoek D3 gaan ook gelyk wees aan hoek C, jy kan dit ook gesê het. Dis ook buitehoek van koorde vierhoek. So ons graad 11 meetkunde is ook van toepassing, ons moet oop wees vir dit ook. OK, so nou gaan ons sê, ek gaan nou sommer sê, hoek A is gelyk aan hoek E2 en ons rede is buitehoek van koorde vierhoek. Goed, en nou kan ons net dadelik gaan kyk wat is ons derde hoek. Ons het klaar hoek F gebruik in die klein driehoekie, ons het klaar hoek E2 gebruik in die klein driehoekie. So die hoek wat nou oorbly in die klein driehoekie is hoek D3 en in die groot driehoek het ons klaar hoek F gebruik. Ons het reeds hoek A gebruik, so die hoek wat dan oorbly is hoek C en ons rede is net binnehoek van driehoek. Ons kon ook daar gesê het buitehoek van koorde vierhoek, maar dis maar net die vinnigste en die maklikste om altyd die derde hoek se rede binnehoek van 'n driehoek te sê. Goed, so nou gaan ons sê, dit wil sê driehoek, my eerste driehoek is FDE. Dit maak nie saak in watter volgorde ek die eerste driehoek skryf nie. En nou gaan ons sê dis gelykvormig aan driehoek en nou moet ons dit mooi kyk. Hoek F van die klein driehoekie was gelyk aan watse hoek van my groot driehoek? Dit was ook hoek F. Hoek D in my klein driehoekie was gelyk aan watse hoek in my groot driehoek? Dit was gelyk aan hoek C. En hoek E in my E2 in my klein driehoekie was gelyk aan watse hoek in my groot driehoek? Dit was gelyk aan hoek A. So daai volgorde hierso in hierdie stap is baie belangrik. En dit is nou 'n maklike vraag want hulle het eintlik aan die begin vir ons gesê wat se twee driehoeke ons gelykvormig moet bewys. So hulle het klaar die volgorde daar vir ons neergeskryf. Maar ek het maar nou net hierdie voorbeeld gedoen net vir ingeval hulle dalk nie vir ons hierdie volgorde so mooi neergeskryf het nie. OK, dan is ons rede hoek, hoek, hoek. So die volgorde by daai stap is baie belangrik.
En nou die geheim wat ons gaan gebruik as ons twee driehoeke klaar gelykvormig bewys het, dan gaan ons vinnig daai twee driehoeke klein sketsies oorteken en ons gaan sê F, D, E en waar F kom, moet 'n F kom, waar D kom, moet 'n C kom en waar E kom, moet 'n A kom. So ons teken dan die twee driehoeke oor in klein sketsies, want dit is baie makliker om nou verder van hier af te werk om die verhoudings te skryf, as wat jy nou weer terug gaan na jou ingewikkelde skets toe en in jou kop dit probeer omdraai. So ons teken gou vinnig vir ons die twee driehoekies hieronder neer in die regte volgorde. Ok, nou gaan ons nommer B doen. Ek gaan dit sommer langsaan doen. So nommer B vra hulle vir ons, wat hulle eintlik daar vra is 'n verhouding. So ons gaan gou op die vraestel gaan ons hierdie wat hulle vir ons vra in 'n verhouding skryf, want hierdie hele hoofstuk gaan oor hulle vra vir ons verhoudings. So wat ons nou hier gaan doen is, ons gaan nou sommer een van ons sye hier aan die regterkant deel onder een van ons sye aan die linkerkant, en dan die sytjie wat nou daar oorbly aan die regterkant is DE, en ons gaan dan nou die sy daar aan die linkerkant weer deel onder die DE. So ons manipuleer net gou die vraag sodat die vraag vir ons 'n verhouding is, dat ons kan sien maar wat wil hulle eintlik hê, want hulle wil eintlik verhoudings hê. En verhoudings is of dis 'n eweredigheidsstelling of dit is gelykvormigheidstelling. Ok, so nou vra hulle vir ons hierdie verhouding. So kom ons gaan kyk net gou of die sye wat hulle nou vir ons gee, of dit dalk 'n eweredigheidsstelling is. En as dit nie eweredigheidsstelling is, dan weet ons dat ons gaan gelykvormigheid moet gebruik. So kom ons highlight gou ons parallelle sye, om net te kyk, is hier hoegenaamd 'n eweredigheidsdriehoek. So daai sy is parallel aan hierdie sy. So nou sien ons, hier is 'n eweredigheidsdriehoek, en die verhouding wat nou hier gaan uitkom is dat hierdie sy se verhouding gaan dieselfde wees as daai sy se verhouding. So as die vraag daardie sye wat nou in 'n rooi lasertjie gehighlight is, as die vraag daai verhoudings noem, dan weet ons, dis maklik, dit is 'n eweredigheidsstelling. Ok, so kom ons gaan kyk wat vra hulle. Hulle vra DF, dis daai sy, op FC. Ok, daai is nie 'n eweredigheids se sy nie. Sê hulle is gelyk aan DE, dis daai sytjie, hy is ook nie 'n eweredig sytjie nie, op CA. Ok, so CA is wel 'n eweredigheidssytjie. So hierdie wat hulle vra is nie in die eweredigheidsdriehoek nie, want dit is nie hierdie sye, dis nie 3 of 4 van hierdie sye wat ek nou gehighlight het nie. So dis nie 'n eweredigheidsstelling nie. So ons gaan check net altyd eers die eweredigheidsstelling, omdat hy die maklikste is en die vinnigste om raak te sien. Goed, maar is dit nie. Nou gaan kyk ons, is dit nie dalk die gelykvormigheidstelling nie. So kom ons gaan nou na ons twee nuwe driehoekies wat ons geteken het, want ons weet hierdie twee driehoekies is gelykvormig. So kan ons sê wat hulle wil hê. Hulle wil hê dat DF op FC, op daai sy, is gelyk aan DE op CA. Ja, dit werk uit. Ons kan definitief dit sê uit ons gelykvormigheid. So dan gaan ons daarmee begin, want jy moet altyd die vraag of jou antwoord begin met 'n verhouding. So ons gaan sê DF, daai sytjie, op FC, daai sytjie, met ander woorde, die linkerkant van die eerste driehoek op die linkerkant van die tweede driehoek is gelyk aan DE, dis daai sy, die onderkant van die een driehoek op die onderkant van die tweede driehoek. Ja, ons kan maklik hierdie verhouding sê uit gelykvormigheid. So ons rede hierso is gelykvormige driehoeke. So hierdie was nie 'n eweredigheidsstelling nie, dit was gelykvormig. Goed, so ons het dit neergeskryf, maar kyk net hoe wil hulle graag die vraag hê, en dit beteken net ons begin altyd met 'n verhouding, en dan kruismaal ons om dan nou net die vraag in die vorm te kry waar hulle dit wil hê. So twee breuke gelyk aan mekaar, so ons gaan dit kruismaal, dan gaan ons sê DF maal CA is gelyk aan kruismaal FC maal DE. Goed, daar is nommer B beantwoord. Goed, nommer C.
Okay, so hier gaan ons ook bietjie moet eers dit manipuleer op die vraestel. So kom ons kyk wat vra hulle hier. So ons gaan nog nie begin nie. Ons gaan eers dit manipuleer op die vraestel. So hierdie kwadraat gaan ons 2 keer skryf en dan het ons CB op AF. Okay, so nou het ons die kwadraat losgemaak, maar nou wil ons hierdie vraag in 'n verhouding skryf want hulle wil eintlik verhoudings vra. So dis eintlik wat ons soek. So kom ons vat sommer hierdie DF en ons deel die AF onder hom in. En aan die ander kant bly die CB oor en ons deel die DF dan onder hom in. So dit is eintlik wat hulle vra. Okay, so kom ons gaan kyk, is dit 'n ewenredigheidsstelling of moet ons gelykvormigheid gebruik? So DF op AF, so DF op AF, dit is een sy van 'n ewenredigheidsdriehoek, is gelyk aan CB en dan sê hulle nou weer op DF. So dit lyk baie soos 'n ewenredigheidsstelling, daar's net een sytjie wat nie ooreenstem nie. Maar 3 van daai sye stem ooreen met die ewenredigheidsstelling. So ek dink dit gaan 'n ewenredigheidsstelling wees. So kom ons begin met die ewenredigheidsstelling. So ons gaan die ewenredigheidsstelling gebruik want ons 3 sye wat ooreenstem. Okay, so ek gaan nommer C hierso doen. So, as ons nou gaan kyk na ons groen ewenredigheidsdriehoek, dan gaan ons kan sê DF op AF, so DF op daai hele stuk AF gaan gelyk wees aan CB op CA. En ons rede daar is ewenredigheidsstelling of lyn parallel aan sy van driehoek. En dan gaan sommer sê wie was parallel? CF was parallel aan BD. Goed, so ons het die ewenredigheidsstelling gebruik. Is dit wat hulle wou gehad het? Daar's 'n DF in, daar's 'n AF in, daar's 'n CB in, maar die probleem is hierdie CA wat ons het. Hulle het nie 'n CA nie, hulle het iets anders. So nou moet ons gaan kyk, hoe kan ons daai CA vervang met iets anders, want dis nie wat hulle wil hê nie. Maar hier heel bo het hulle ons gesê dat CA is gelyk aan DF, en ons het dit ook in die skets ingevul. So nou kan ons hierso sê, maar daai CA wat ons eintlik nie daar wil hê nie, dit is gelyk aan DF. En die rede is, dit was gegee. So as die CA dan gelyk aan die DF is, dan wil dit sê dat DF op AF is gelyk aan CB op DF, want ons kan die DF vervang nou met 'n CA. Dan het ons 2 breuke wat gelyk is, so nou gaan ons weer kruismaal om dit in die vorm te kry wat hulle graag wil hê. So DF kwadraat kruismaal is gelyk aan CB maal AF. So ons het net gekruismaal. Goed, en dit is voorbeeld 5. Goed, voor ons aangaan, kom ons kyk net gou weer na ons graad 10 middelpuntstelling, want hulle kan dit ook ingooi met die ewenredigheidsstelling. So die middelpuntstelling is wanneer ons 'n driehoek het en 2 van daai sye het elkeen 'n middelpunt. So as hulle vir ons gee dat D die middelpunt is van AB, met ander woorde dat AD gelyk is aan DB, en die ander sy het ook 'n middelpunt, E, met ander woorde AE is gelyk aan EC. As beide sye 'n middelpunt het, dan weet ons dat daai 2 sye, die derde sy, is dan parallel aan daai stukkie binne-in. So dan sien ons, hier kom die ewenredigheidsstelling nou somme in. So as beide sye 'n middelpunt het, dan is die derde sy parallel aan 'n stukkie binnekant, die driehoek. En die ander ding wat ons ook dan kan sê, is dat hierdie stukkie binnekant die driehoek is altyd die helfte van my derde sy. Okay, so dis die middelpuntstelling. Kom ons kyk gaan na die omgekeerde middelpuntstelling. As ons sien dat hierdie sy, een van my sye van my driehoek, is parallel aan 'n stukkie binnekant die driehoek, so dan sien ons, dis 'n ewenredigheidsdriehoek, so fantasties, ons kan dan die ewenredigheidsstelling gebruik, maar as daar nog ietsie bygegee is, dat
een van die sye het nog ook 'n middelpunt. Met ander woorde, AD is gelyk aan DB. Dan is dit die ewenredigheidsstelling. Ja, dis die ewenredigheidsstelling want daar's twee parallelle lyne. Maar as een van die sye ook 'n middelpunt het, dan is dit ook nog die omgekeerde middelpuntstelling. So dan is dit hierdie driehoek het beide die ewenredigheidsstelling en dit het nog die omgekeerde middelpuntstelling in. So ons kan daai sye ja in verhoudings neerskryf, maar ons kan ook dan sê dat AE is gelyk aan EC, want E sal dan ook die middelpunt wees van AC. En ons kan sê dat DE gaan die helfte wees van BC. So die middelpuntstelling wat ons graad 10 gedoen het, ons moet net ook uitkyk vir hom sodra ons 'n ewenredigheidsdriehoek sien, dan moet ons net kyk, is een van die sye nie dalk die middelpunt nie? Het een van daai sye nie dalk 'n middelpunt nie, want dan kan ons sommer die omgekeerde middelpuntstelling ook gebruik. So dit is net ietsie ekstra. OK, kom ons gaan kyk nou na voorbeeld 6. Goed, so hier sê hulle dat CA is 'n raaklyn. So hulle moet gewoonlik vir ons sê as iets 'n raaklyn is. So omdat CA die raaklyn is, gaan ek die raaklyn gaan highlight. En ek gaan ook die koorde driehoek wat op daai raaklyn raak, gaan ek ook gaan highlight, want dit gaan ons help om die raaklyn koordstelling te sien. OK, hulle sê hoek B is X en DE is parallel aan CO. Ek gaan dit ook gaan highlight, sodat my ewenredigheidsdriehoek vir my kan uitstaan. So DE is parallel aan CO. OK, so ek gaan sommer net daai stukkie highlight, want daar sien ons nou, daar kom die ewenredigheidsdriehoek uit. En daar's 'n pink ewenredigheidsdriehoek, en dit is nou hierdie driehoekie. So daai sy op daai sy gaan gelyk wees aan daai sy op daai sy. OK, en dan as ek verder highlight, want hulle het ons gesê dat DE is parallel aan CO, wil ek nou nie te veel kleure gebruik nie, maar net om dit gou te sien. As ek daai highlight en ek highlight daai hele sy daar, dan gaan ek ook sien hier's nog 'n ewenredigheidsdriehoek. Dis die blou ewenredigheidsdriehoek. So daai sy gaan in dieselfde verhouding wees as daai sy. OK, so ons oefen dit altyd om dit raak te sien. OK, so hier's twee ewenredigheidsdriehoeke wat ons nou klaar kan raak sien. OK, en dan sê hulle EB is die middellyn. EB is die middellyn. En omdat dit die middellyn is, gaan ons kan sien dat die middellyn maak altyd 'n 90 grade hoek op die omtrek, so daai gaan 90 grade wees en die rede is hoek in 'n halwe sirkel. So dit is alles wat ons nou kon raak sien deur net die som te lees. OK, nou vra hulle vir ons, skryf 3 ander hoeke neer wat gelyk is aan X. OK, so ons het eintlik klaar die eerste een raak gesien, want toe ons die raaklyn koordstelling gaan highlight het, toe het ons gesien dat hoek D4, daai hoek D4 gaan gelyk wees aan hoek B, en dit is die raaklyn koordstelling. So dis die eerste hoek wat ons kon sien wat gelyk is aan X. Raaklyn koord. OK, so kom ons gaan vul dit in, so daai is nou X. Dan, nadat ons daai hoek ingevul het, dan kan ons sien dat hoek C gaan ook gelyk wees aan X, want hoek C is ooreenkomstig met hoek D4. So gewoonlik, sodra jy een hoekie gekry het, jy moet dan van daar af werk, dit gaan jou volgende hoek vir jou gee. So ons rede hierso is ooreenkomstig, en ons moet sê wie is parallel, DE is parallel aan CO. Goed, en so daai gaan 'n X wees, en dan die ander hoekie wat ons ook kan sien, wat ook X gaan wees, as ons hierso kyk na OD en OB, dan sien ons, dis nou nie 'n stelling nie, maar dit is 'n ekstra tip wat ons net altyd moet kyk. Ek gaan nou nie dit highlight nie, maar OD en OB is twee radiusse want dit kom van die middelpunt af. En dis nie 'n stelling nie, dis net ietsie ekstra wat ons moet raak sien.
OD en OB is radiusse en radius is altyd gelyk. So, ons gaan dit invul, OD is gelyk aan OB, dis radiusse, so D2 gaan ook X wees, want dan is dit 'n gelykbenige driehoek. So hoek D2 is gelyk aan X, gelykbenige driehoek, maar ons moet daar sê, ons mag mos nie meer gelykbenige driehoek sê nie, ons moet sê hoeke teenoor gelyke sye. Hoeke teenoor gelyke sye. Ok, daar het ons nou 3 ander hoeke wat ook gelyk is aan X. Nommer B, bepaal hoek ADB. Kom ons gaan kyk gou waar is dit, hoek ADB in terme van X. Ok, so ons weet al dat hoek D2 en 3 gaan mos 90 wees, want dis hoek in 'n halwe sirkel. So ons gaan eers hier skryf, hoek D2 plus 3 gaan 90 grade wees, hoek in 'n halwe sirkel. En dan as ons nou kyk na die hoek wat hulle vra, dan sien ons baie duidelik wat dit is. Dit is letterlik net 90 plus X. So ons het maar net 'n berekening gedoen. So dan gaan ons net sê dat hoek ADB is 90 plus X. En daar's nie 'n rede daarvoor nie, want ons het net die 90 en die X bymekaar geplus. Dis daai hoekie se 90 plus X. Ok, dan sê hulle vir ons, bewys dat F die middelpunt van DB is. So kom ons kyk gou. DB is daai sy en hulle sê bewys dat F die middelpunt van DB is. Ok, so daai DB, dit lê in hierdie pink eweredigheidsdriehoek. So hierdie pink driehoekie is 'n eweredigheidsdriehoek en ons kan klaar sien dat daai sy is parallel met daai sy. Wat kan ons nog sien? Ons kan ook sien dat O is die middelpunt van hierdie een sy van die eweredigheidsdriehoek, want dis radiusse. So, as ons 'n eweredigheidsdriehoek hier kan sien, en een van die sye is reeds 'n middelpunt by 'n eweredigheidsdriehoek, dan gaan die ander sy ook 'n middelpunt hê, want dit is die omgekeerde middelpuntstelling. So om dit nou alles neer te skryf, gaan ons sê, ons gaan sommer vir hulle, ek gaan sommer hier neerskryf die driehoek wat ons sien, in driehoek DEB, dat hulle nou kan sien, ons sien die eweredigheidsdriehoek raak, is, nou gaan ons sê, OE is gelyk aan OB, want dis radiusse, radiusse of radii kan ons neerskryf. En ons weet dat DE is parallel aan FO, want dit was gegee. So met ander woorde, daai wat parallel is, die feit dat daai parallel is, ek wil sommer net hier in pink highlight, dit sê vir ons, dit is 'n eweredigheidsdriehoek. En die feit dat een van die ander sye, wat ons nou in 'n verhouding moet skryf, 'n middelpunt het, gee nou nog iets vir ons by. Dit sê vir ons dat die ander sy gaan ook 'n middelpunt hê. So nou gaan ons sê, dit wil sê, ons weet nou dat die ander sy gaan ook 'n middelpunt hê. So DF moet dan gelyk wees aan FB, want nou het ons die omgekeerde middelpuntstelling. Omgekeerde middelpuntstelling. So wanneer ons 'n eweredigheidsdriehoek het, ons het daai stelling, maar een van die ander sye het 'n middelpunt, dan doen ons nog 'n stelling, kry ons nog 'n stelling by wat ons kan neerskryf en dis die omgekeerde middelpuntstelling. En dit wil dan nou sê dat F is die middelpunt van DB. Ok, dan nommer D. Bewys dat driehoek ADE, kom ek gaan met die lasertjie, ADE is daai driehoekie, ADE is gelykvormig aan driehoek ABE, daai driehoek. Goed, so ons begin om te sê, in die twee driehoeke wat hulle vir ons gee, ADE en driehoek ABD is, en ons gaan driehoeke moet neerskryf. Ok, so kom ons kyk gou weer na die twee driehoeke, waar lê hulle? Die eerste ding wat ons kan sien is daar's weer 'n gemeene hoek. Hoek A is gelyk aan hoek A, gemeene hoek.
gemeene hoek. Ok, kom ons kyk wat kan ons nog sien. Hier is nou klaar lekker x'e ingevul. Ja, so ons kan nou maklik sien hoek D4 is gelyk aan x en dit is ook gelyk aan hoek B. Ons het dit al bewys. So daar's nog 'n hoek. En dis al wat ons kort. Ons kort net 2 hoeke. So watse hoeke bly nou oor? In die klein driehoekie bly hoek E2 oor en dit moet dan gelyk wees aan die groot driehoek is dan hoek ADB. Daai ene wat ons 90 plus x bewys het. En ons rede hierso is binnehoeke van 'n driehoek. Binnehoek van driehoek. Ok, so daar het ons die 2 driehoeke gelykvormig bewys. So ons skryf ons eerste driehoek neer. Dis gelykvormig. Ons het eintlik al klaar ons volgorde hier, maar as jy net wil check, wie was gelyk aan hoek A in die klein driehoek? Dit was ook hoek A in die groot driehoek. Wie was gelyk aan daai hoek D4 in die klein driehoekie? Dit was gelyk aan hoek B in die groot driehoek. En wie was gelyk aan hoek E in die klein driehoekie? Dit was gelyk aan hoek D in die groot driehoek. En dan is ons rede hierso hoek, hoek, hoek. Goed, en wat ons nou gaan doen, nadat ons 2 driehoeke gelykvormig bewys het, hier is ons geheim, ons teken hulle gou oor, en ons nommer gou die hoeke in die regte volgorde, so dan gaan daai wees A, daai gaan wees B, en daai gaan wees D. Ok, nommer E, bewys dat 2FB maal DA is gelyk aan BA maal DE. Ok, kom ons kyk. Is daai sy wat hulle daar noem, kom ons gaan kyk eers, is dit in 'n eweredigheidsstelling? So kom ons gaan kyk gou, want dit is altyd net vinniger om dit eers te check. Ok, nou daai 2FB, ietsie is daar nie baie lekker nie, want waar kom die 2 vandaan? So kom ons kyk net gou 2FB, wat is dit? Daar's FB, so wat is 2FB? 2FB is presies dieselfde as DB, want ons het mos bewys dat F die middelpunt is. So as daai FB is, 2FB is eintlik dieselfde as DB. Ok, so ons weet eintlik wat hulle daar vir ons vra is, hulle vra eintlik DB op DA is gelyk aan BA op DE. Dis eintlik wat hulle vra. Ok, en as ons nou gou dit, kom ons gaan skryf gou een van ons regterkantste sye onderkant neer, en een van ons linkerkantste sye daar onderkant neer. So dis eintlik wat hulle vra. So ons manipuleer net gou die vraag, om te kyk wat vra hulle eintlik. Kom ons gaan kyk gou of dit 'n eweredigheidsstelling is. So waar is DB? DB is daar. DB op BA, ok, dis nie 'n eweredigheidsdriehoek nie. En dan, wat vir hulle DE, dis daar, ja nee, dis nie 'n eweredigheidsdriehoekstelling nie, op DA, dis daar. Ok, dis glad nie 'n eweredigheidsdriehoek stelling nie, so dan moet dit gelykvormigheid wees. Kom ons kyk. Dis wat hulle vra, so kom ons gaan nou na ons gelykvormigheidstelling toe. So kan ons sê dat DB, dis daai sytjie, dis daai sytjie, DB op BA, DB op BA is gelyk aan DE op DA. Ja, dit werk perfek uit, so dit is dan 'n gelykvormigheidstelling. So, ons gaan dan begin om dit te sê, en dan gaan ons sê, ja, ons kan dit sê, ons rede is gelykvormige driehoeke. Ok, en dan gaan ons weer kruismaal, want ons wil net uitkom waar hulle nou is, so ons gaan kruismaal, so ons gaan dan sê, DB maal DA is gelyk aan BA maal DE, en dan gaan ons vir hulle sê dat ons weet dat dit waarmee ons nou nie happy is nie, is daai DB, die res is ons almal mee happy, maar hulle sê, hulle het mos nie 'n DB nie, hulle het 'n 2FB, so ons moet nou vir hulle sê dat DB is 2FB, want ons het dit bewys. En dan gaan ons vir hulle dan sê, dan in plaas van die DB, skryf ons dan 'n 2FB, en ons skryf die res van ons som net so oor. Goed, so daai is voorbeeld 6. Ok, kom ons gaan kyk na voorbeeld 7.
Soos julle kan sien in voorbeeld 7, die vraag wat hulle hier vra vir ons is verhoudings, want hierdie hoofstuk gaan oor verhoudings. So daai verhoudings moet ons eers gaan kyk, is dit dalk 'n eweredigheidsstelling? En as dit nie is nie, dan gaan dit gelykvormigheid wees. En in hierdie voorbeeld, as dit nie 'n eweredigheidsstelling is nie, in hierdie voorbeeld gaan ons moet dan gaan kyk, maar watter driehoeke moet ek dan gelykvormig bewys? Want tot dusver was dit makliker in die sin van, hulle het vir ons gesê wat se driehoeke ons eers gelykvormig moet bewys, hulle het vir ons gesê wat 'n driehoeke dit is, en toe het ons dit gelykvormig bewys, maar hier gaan dit so 'n bietjie moeiliker wees, want ons moet nou die driehoeke identifiseer wat ons hoegenaamd gelykvormig moet bewys. Ok, so kom ons gaan kyk. Hulle vra vir ons nou vir daai verhouding. So kom ons gaan kyk gou, is daai verhoudings dalk in 'n eweredigheidsdriehoek? Kom ons gaan highlight dalk gou eers ons parallelle lyne en kyk of ons enige eweredigheidsdriehoeke kan spot. Ok, so ek gaan nou net gou eers hier ook 'n pyltjie maak om daai lyn te verleng. En dan sien ek, as ek hierdie gaan highlight en daai gaan highlight, daar's 'n eweredigheidsdriehoek. So hierdie sy gaan in dieselfde verhouding wees as daai sy. Okay, so daar is 'n eweredigheidsdriehoek wat ons kan sien. Okay, so kom ons gaan kyk nou wat vra hulle vir ons. Hulle vra vir ons PS, net gaan my lasertjie kry, PS op QR is gelyk aan ST op RT. Okay, so dis nie 'n eweredigheidsstelling nie, so dit beteken, omdat daai sye nie in 'n eweredigheidsdriehoek is nie, beteken dit dat ons gaan nou twee driehoeke moet gelykvormig bewys en dan gaan dit vir ons daai verhouding gee. En ons moet nou gaan identifiseer wat se twee driehoeke is dit. Okay, so kom ons gaan highlight daai sye. So PS is daai sy, QR is daai sy, ST is daai sy en RT is daai sy. Okay, so nou moet ons gaan besluit, wat se twee driehoeke word gevorm as ons daai sye highlight? So die twee driehoeke wat ek nou kan sien wat gevorm word is hierdie driehoek PST en dan QTR. Daai twee driehoeke word gevorm. So ons moet eers daai twee driehoeke gelykvormig bewys en dan gaan ons uitkom by hierdie verhouding. Okay, so ons gaan sê in driehoek, so watter twee driehoeke het ons nou geïdentifiseer? PST en driehoek QTR. Ons het self daai twee driehoeke nou identifiseer. En nou gaan ons twee hoeke gaan soek wat gelyk gaan wees. Okay, so die eerste ene wat ek kan sien is T1 gaan gelyk wees aan T3, want dit is regoorstaande hoeke. So hoek T1 gaan gelyk wees aan T3, regoorstaande hoeke. Okay, dan, ons sien ook hierdie is 'n koorde vierhoek, so ek kan sien dat hoek P2 gaan gelyk wees aan hoek Q1, want hulle albei word gevorm deur dieselfde koord. So hierdie koord SR maak daai hoek en dieselfde koord SR maak ook daai hoek. So hulle gaan gelyk wees, want by rede is hoek in dieselfde sirkelsegment. So hoek P2 gaan gelyk wees aan hoek Q1, hoek in dieselfde sirkelsegment. Graad 11 stelling. Okay, wat se hoek bly dan nou oor? Dan in daai driehoekie PST, dan bly hoek S2 oor, en wat se hoekie bly nou oor in driehoek QTR? Hoek R1 bly nou oor. So, dis ons derde hoeke en ons rede is binnehoeke van 'n driehoek. Okay, so nou het ons gesê dat driehoek PST is dan nou gelykvormig aan, en nou moet ons kyk, wie was gelyk aan hoek P? Hoek Q was gelyk aan hoek P, ons moet nou die regte volgorde neerskryf. Wie was gelyk aan hoek S? Hoek R in daai driehoek was gelyk aan hoek S. En wie was gelyk aan hoek T?
Hoek T was gelyk aan hoek T. Hoek is my rede. So daai volgorde is baie belangrik. Ok, wat is ons volgende stap? Ons teken nou 2 driehoekies. P, S, T, Q, R, T. Ons teken 2 driehoekies en nou kyk ons, kan ons daai vraag beantwoord, werk dit nou uit? Kan ons sê PS op QR is gelyk aan ST op RT? Ja, ons kan. So nou eindig ons net af met dit. So dit wil sê dat PS op QR is gelyk aan ST, ons kan dit sê op RT en ons rede is gelykvormige driehoeke. Ok, kom ons kyk na ons volgende vraagie. Kom ons gaan highlight weer hierdie sye. Ok, ek gaan my vorige vraag uitvee. 'n ander sye gaan highlight. Ok, kom ons kyk. PQ op PT is gelyk aan SR op ST. Ok, wat se 2 driehoeke word daar gevorm? So die driehoeke wat daar gevorm word is driehoek PQT en driehoek SRT. Ok, so dis die 2 driehoeke wat ons nou gaan gebruik om gelykvormig te bewys. Ok, so kom ons begin. Die maklikste ene wat ons kan sien is hoek T2 is gelyk aan hoek T4 regoorstaande hoeke. Ok, dan kan ons weer sien dat hoek Q2 gaan gelyk wees aan hoek R2. Want dis weer 'n hoek in dieselfde sirkelsegment. Want daai koord PS maak daai Q2 en daai selfde koord PS maak ook R2. So dis weer ons graad 11 kode 4-hoekstelling. So ons gaan sê hoek Q2 is gelyk aan hoek R2, hoek in dieselfde sirkelsegment. Ok, en dan wat is ons derde hoek? Dis maar net die hoeke wat oorbly. So in die eerste driehoek is die hoek wat dan nou oorbly daai P3 plus 4 en in die ander driehoekie is die hoek wat oorbly hoek S3 en ons rede is dan net binnehoek van 'n driehoek. Binnehoek van driehoek. Ok, so daar is daai 2 driehoeke gelykvormig bewys. So ons gaan sê driehoek PQT is gelykvormig aan. Nou moet ons mooi kyk, wie het ons gelyk gesê is dieselfde as hoek P? Dit was hoek S. Wie het ons gesê is gelyk aan hoek Q? Dit was hoek R. Daai volgorde is nou baie belangrik. En wie het ons gelyk gesê is aan hoek T? Dit is hoek T. Ons rede is hoek. Ok, so wat doen ons nou? Nou gaan ons 2 driehoekies teken. En ons gaan sê daar is PQT en dan SRT. Ok, nou gaan ons kyk, kan ons die vraag nou beantwoord? Werk dit uit? Is PQ op PT gelyk aan SR op ST? Ja, dit is. So nou kan ons sê, dit wil sê PQ op PT is gelyk aan SR op ST. En ons rede is gelykvormige driehoeke. Ok, daai was nommer 2. Goed, kom ek vir gou uit. Kyk na die volgende een. So hierdie voorbeeld oefen om die regte driehoeke te identifiseer. Net daai. Dit oefen om die driehoeke te kry wat ons gelykvormig moet bewys. Ok, so hierso gee hulle dit.
Kom ons manipuleer net gou dit eers reg vir onsself. So gaan sommer daai PM vat. En ek gaan die RS deel onder hom in, want ons wil ons vraag in 'n verhouding hê. En dan bly aan daai kant die MT oor en ons deel dit met 'n ST. Ok, kom ons gaan kyk wat se driehoeke is dit. Kom ons gaan highlight. PM, ons gaan highlight dit. So PM op RS, ons het 'n RS en ons het 'n MT, ons het 'n MT en ons het 'n ST. Ok, so wat se driehoeke is dit? Wat se twee driehoeke word daar gevorm? So hierdie driehoek, PMT, dis 'n driehoekie wat gevorm word, en SRT, daai driehoekie. Ok, so nou gaan ons sê, hieronder, in driehoek PMT en driehoek SRT is. En ons gaan ons driehoeke neerskryf. Ok, kom ons gaan kyk. So die eerste ding wat ons daar kan sien, is weer hoek T4 is gelyk aan hoek T2 reg oorstaande. Reg oorstaande hoeke. Ok, dan kan ons sien dat hierdie S3 gaan gelyk wees aan daai M1, dis verwisselende hoeke. Verwisselende hoeke. Ok, so hoek M1 is gelyk aan hoek S3, verwisselende hoeke. M1 is gelyk aan, kan ons hoeke so ook skryf. S3, verwisselende hoeke. Komma, wie was parallel? Kom ons gaan kyk. PM was parallel aan SR. PM was parallel aan SR. Kom ek maak net gou daai boonste vraagie. Mens kan met jou hoeke bo skryf of langs aan. Dan het ek maar net dit consistent hou, okay? En dan wat is ons derde hoek? Kom ons kyk, ons het hoek in die PMT driehoek, het ons klaar hoek T4 en hoek M1 gebruik, so P3 bly daaroor, so P3, en in die ander driehoek, wat die hoek bly oor, wat die een het ons nog nie gebruik nie, hoek R2. So P3 gaan dan gelyk wees aan hoek R2. So P3 is gelyk aan hoek R2 en ons rede is binnehoeke van 'n driehoek. Binnehoeke van driehoek. So dit wil sê driehoek PMT is dan gelykvormig aan, wie was dieselfde hoek as hoek P? Dit was hoek R. Wie was dieselfde grootte as hoek M? Dit was hoek S. Wie was dieselfde grootte as hoek T? Dit was hoek T. So daar is ons regte volgorde en hoek, hoek, hoek. Ok, kom ek teken sommer die driehoekies hier. So nou teken ons twee klein driehoekies. P, M, T en R, S, T. En nou kom ons kyk, kan ons daai verhouding sê? Kan ons sê PM op RS is gelyk aan MT op ST? Ja, ons kan. So nou begin ons met dit. So nou sê ons vir hulle PM op RS is gelyk aan MT op ST, want dit is gelykvormige driehoeke. En nou kruismaal ons net om die antwoord in die vorm te kry wat hulle dit graag wil hê. So ons kruismaal en dan kom ons by hulle antwoord uit. Goed, laaste een by hierdie som. Kom ons manipuleer eers hierdie vraag. Dis 'n kwadraat, so ons gaan die AP 2 keer neerskryf. Goed, en dan gaan ons dit gou in 'n verhouding neerskryf. So, ons gaan sê, ons vat daai AP, kom ons vat sommer die AR, ons deel dit onder dit in, so dit is eintlik wat hulle wil hê. Daar bly 'n AS oor en daar is 'n AP. Ok, so kom ons gaan highlight ons sye. Goed, so ek gaan dit gou hier uitvee. Ok, kom ons gaan highlight. So ons het 'n AP, dis daai sy, AP, ons het 'n AR, dis daai sy, ons het 'n AS,
weer daai sytjie en ons het 'n AP weer. OK, so die twee driehoeke wat ons hier het is APR, so dis hierdie groot driehoek en die ander enetjie wat gevorm word is hierdie enetjie APS, daai kleintjie. OK, so ons twee driehoeke waarmee ons gaan begin, ek gaan ons hom hier skryf, is APR en APS. OK, en ons kort 3 hoeke, so kom ons kyk. OK, so die eerste ding wat ons kan sien is daai hoek A is weer 'n gemeene hoek. So hoek A is gelyk aan hoek A, gemeene hoek. OK, wat kan ons nog sien? Wel, wat ons kan sien hierso is, hierdie PA is 'n raaklyn, en as ek hierdie koorde driehoek gaan highlight wat op die raaklyn raak, dan gaan daai P1 gelyk wees aan R2 raaklyn koord. So P1 gaan gelyk wees aan R2 raaklyn koord. OK, gaan ons hom in pers doen. Hoek P1 gaan gelyk wees aan R2 raaklyn koord. OK, nou, lekker maklik, wat is ons derde hoek wat oorbly? Kom ons gaan kyk in die klein driehoekie. Die hoek wat oorbly is S1. En in die groot driehoek, wat is die hoek wat oorbly daar in die groot driehoek? Hoek P1 plus 2. OK, so hoek S1 moet dan nou gelyk wees aan hoek P1 plus 2 en ons rede is binnehoeke van 'n driehoek. Binnehoeke van driehoek. OK, daar is daai twee driehoeke gelykvormig bewys. Ons gaan sê driehoek APR is dan nou gelykvormig aan driehoek. Wie was gelyk aan hoek A? Hoek A. Wie was gelyk aan hoek P? Dit was S. Wie was gelyk aan hoek R? Dit was P. Rede hoek, hoek, hoek. So kyk baie mooi na die volgorde. Gaan kyk dalk weer terug in jou skets om seker te maak jy kry daai volgorde reg. Goed, van hier af was dit maklik, want nou los ons die ingewikkelde skets. Ons teken vir ons twee driehoekies oor in die regte volgorde en nou kyk ons, kan ons nou sê AP op AR, AP op AR is gelyk aan AS op AP. Ja, ons kan, het werk uit, so nou eindig ons af en ons sê AP op AR is gelyk aan AS op AP, rede gelykvormige driehoeke. En dan kruismaal ons net weer om die antwoord te kry in die vorm wat hulle dit wil hê. AP kwadraat is AR maal AS. Goed, en dit was voorbeeld 7. OK, kom ons kyk na voorbeeld 8. OK, so hierso kom ons highlight net dalk vir ons parallelle sye. Gaan dit sommer in pink doen. Sien daai weekie is parallel aan SU, so ek sien 'n klare eweredigheidsdriehoek. So dit wil sê dat daai sy op daai sy gaan gelyk wees aan daai sy op daai sy, so daai verhoudings gaan gelyk wees. OK, kom ons kyk wat wil hulle hê. So hulle wil hê weekie maal tiekie is gelyk aan ukie maal pkie. So kom ons gaan highlight daai sy. Kom ons kyk of dit in 'n eweredigheidsdriehoek is of is dit twee driehoeke wat ons dalk gelykvormig moet bewys. So weekie is daai sy, tiekie is daai sy, ukie is daai sy en pkie is daai sy. OK, dis nie 'n eweredigheidsdriehoek nie. So dit gaan gelykvormigheid wees. So kom ons gaan highlight daai sy. So ons het 'n weekie. Ons het 'n tiekie, ons het 'n ukie en 'n pkie. OK, so watse twee driehoeke word nou gevorm as ons daai sye gaan highlight? So die twee driehoeke wat ek kan sien is
daai driehoek, solank dit 'n driehoek is waar daar twee sye ten minste gehighlight is, dan vorm dit 'n driehoek. En daai driehoek IQT. So nou gaan ons sê in driehoek PWQ en driehoek QTU is. Kyk, kom ons kry ons driehoeke. Goed, so die maklikste ene is daai regoorstaande hoek, so Q2 gaan gelyk wees aan Q4. Regoorstaande hoek. OK. Dan kan ons weer sien dat P2 gaan dieselfde wees as T1, want dis hoek in dieselfde sirkelsegment, want beide van hulle word gevorm deur die koord WU. So WU maak daai P2 en WU maak ook T1. Dis 'n kode 4-hoekstelling en die rede is hoek in dieselfde sirkelsegment. So hoek P2 is gelyk aan hoek T1, hoek in dieselfde sirkelsegment. OK, wat is die derde hoek wat dan oorbly? In die een driehoek is die hoekie wat oorbly W1 en in die ander driehoek is die hoek wat oorbly U3. So ons rede is binnehoek van driehoek. Binnehoek van driehoek. Goed, so nou het ons die twee driehoeke wat ons nou gesien het gelykvormig bewys. So driehoek PWQ is gelykvormig aan, wie was dieselfde as hoek P? Hoek T. Wie was dieselfde as hoek W? Hoek I. Wie was dieselfde as hoek Q? Hoek Q. En ons rede is hoek. OK, nou gaan teken ons klein driehoekies. P, W, Q, T, T, U, Q. Goed, nou gaan kyk ons. Kom ons breek gaan nou ons vraagie op. Ons gaan sommer hierso sê, ons wil net enige sy aan die regterkant sommer deel onder enige sy daar aan die linkerkant. Om net te kyk wat vra hulle eintlik vir ons. En dan kyk ons, kan ons dit sê. So kan ons sê WQ op IQ, ja, is gelyk aan PQ op TQ. Ja, ons kan dit sê. So nou sê ons die verhouding. So ons kan dit sê. En ons rede is gelykvormige driehoeke. En nou kruismaal ons net om die vraag net te kry soos wat hulle dit in die begin wou gehad het. Asai, daar's nommer 1 klaar. OK, nommer 2. Ons vind net gou weer uit. Lekker oor kan begin. OK, nommer 2. Vra hulle vir ons gelukkig, hulle sê vir ons wat se twee driehoeke ons gelykvormig moet bewys, so SPU. OK, so hulle sê vir ons hoef jy nou te kyk nie, SPU is daai en SUV is daai. OK, so nou gaan ons sê in driehoek SPU en driehoek SUV, so dis gaan 'n bietjie makliker wees hopelik, want ons hoef nie te besluit het wat se driehoeke ons actually gelykvormig moet bewys nie. So die eerste ding wat ons daar kan sien is hoek S is gelyk aan hoek S, gemeene hoek. OK, wat kan ons dan sien? Ek sien hier's weer 'n raaklyn, so ek gaan dit in pers doen. So daai SU is 'n raaklyn. En hier is 'n koorde driehoek wat op daai raaklyn raak. So U1 gaan gelyk wees aan P2, raaklyn koord. U1 gaan gelyk wees aan P2, raaklyn koord. OK, dan het ons twee hoeke, so wat is die hoeke wat dan nou oorbly? Dit is hoek W3 in ons klein driehoekie, en die hoek wat oorbly in ons groot driehoek is hoek I1 plus 2, en ons rede is binnehoeke van 'n driehoek. Binnehoeke van driehoek.
Okay, so dit wil sê dat driehoek SPI is gelykvormig aan driehoek SIW en ons rede is hoek, hoek, hoek. Omdat hulle dit vir ons daar in die begin gevra het, hoef ons nie nou te fokus op die volgorde nie, want ons weet hulle volgorde is reg. Okay, maar jy kan dit gaan check as jy wil. Wie was gelyk aan hoek S? Hoek S. Wie was gelyk aan hoek P? Hoek I. Wie was gelyk aan hoek U? Hoek W. Okay, so jy kan dit net gaan check in jou skets of in wat jy neergeskryf het. Maar as hulle dit vir jou vra, dan weet jy hulle volgorde is reg. Goed, nou gaan ons hierdie gaan teken. 2 driehoekies. Doen altyd dit as ons dit klaar gelykvormig bewys het. SPI en SIW. Okay. Nommer 3. Okay, hier is sommer 'n klomp kwadrate. So, kom ons kyk wat gaan ons hier doen. Omdat hier so klomp kwadrate is, kan ons nou nie dit regtig manipuleer soos in hierdie eerste vraag hier nie. So, baie van die kere gaan daai laaste vraag gaan nogal 'n verskriklike som wees en ons moet dit nou gaan bou. So, ons moet ons gelykvormigheidstellings gebruik wat ons nou net bewys het. Of ons moet kyk of ons die ewerhedigheidsstelling kan gebruik om hierdie laaste deel te bou. So dit is nou waar dit 'n bietjie moeiliker raak. Ek wil net gou hierdie als uitvee wat ek ingevul het. Okay, en ek gaan net gou weer my ewerhedigheidsdriehoek gaan highlight sodat ek dit ook kan raak sien. Okay, so waar begin ons nou? Want die laaste vraag hierso is nou hy lyk 'n bietjie moeiliker, hier is 'n bietjie meer goed. So wat ons gaan doen is die beste ding wat ons kan doen is kom ons gaan tik af dit wat hulle hier vra, waarmee kan ons dalk begin in ons gelykvormigheid driehoekie wat ons nou net gedoen het. So hulle het hier 'n SI kwadraat. So dit beteken dat ons wil graag hierdie sytjie dalk gebruik en daai sytjie. Sal goed wees as ons beide ons SI sytjies gebruik, want dan gaan ons by 'n SI kwadraat uitkom. Okay, dan het hulle hier 'n QI. Nou, ons het nie daai sy in ons gelykvormigheidsdriehoek nie, so kom ons los hom maar eers. Dan het ons 'n PU. Dis dalk daai ene, maar dan het hulle ook 'n SW kwadraat. Dis daai ene. So watter sy het ons als afgetik in ons driehoekies? Kan ons nie dalk kom ons begin het met 'n verhouding wat ek wil amper sê wettig is. Ons wil beide SI sytjies gebruik, ons wil graag daai SW gebruik, ons wil ook dalk die PI gebruik, maar as ek nou kyk na wat ek afgetik het, dan gaan ek nou begin met daai sy, en daai sy, en daai sy, so dan beteken dit ek moet daai sy sê vir 'n verhouding om actually te kan werk. So ek wil baie graag PI ook gesê het, maar ek kan nie nou dit sê nie, want my verhouding moet ons wettig wees. Kan ons nie net enige sye sê nie, so ek gaan nou daai 4 kies. So ek gaan nou begin om te sê, dat SP, as ek nou so kyk na my driehoekies wat ek nou in groen gehighlight het, so SP op SU, SP op SU in my een driehoek moet gelyk wees aan SU op SW. Ek kan mos dit sê, dit is mos 'n wettige verhouding. My rede hierso is dan nou gelykvormige driehoeke. So dis die beste wat ek kan doen om 'n verhouding mee te begin wat baie van die vraag wat hulle vra in het. So ek gaan aftik wat hulle daar vra en ek het die beste gedoen waarmee ek kan, want ek moet met 'n verhouding begin. So as ek nou hier gaan kyk en ek vereenvoudig net nou wat ek gedoen het, dan gaan ek sien, okay, so SI kwadraat is dan nou SP mal SW. Dis die beste wat ek kan doen. So daai SI lyk baie goed, dit lyk soos hulle sin. Die SW lyk ook baie goed. Ek kort nog 'n SW, maar ek is ook happy met hom. Die een waarmee ons nie happy is nie, is hierdie SP. Maar ek moes dit gesê het, want ek moes hom gebruik het om my verhouding wat ek hier gesê het wettig te maak. Maar ek is nie happy met die SP nie, want in hulle vraag is daar nie 'n SP nie. So nou gaan ek daai SP gaan probeer vervang. So nou gaan ek teruggaan en ek gaan kyk of ek het 'n ewerhedigheidsdriehoek waar 'n SP gaan in wees,
of ek moet twee driehoeke gelykvormig bewys en dan die SP daar kry en hom alleen kry, want ek wil nou daai SP vervang. So as ek nou terug gaan daar na my driehoek toe, dan sien ek, okay, maar SP wat ek so graag wil weg hê, hy is deel van 'n eweredigheidsdriehoek. So ek gaan 'n eweredigheidsstelling nou gebruik, waarin SP net gaan wees, en dan gaan ek hom alleen kry. So nou gaan ek sê dat, as ek kyk na daai eweredigheidsdriehoek, dan gaan SP op, so SP is daai langs hy, nou kan ek maar sê SV of WP, want ek is nou hier by die eweredigheidsdriehoek. So ek gaan nou as prins kies SV, want ek hou van die SV, ek weet hy moet in my som wees. So SP op SV moet dan wees PI op IQ. Dit is my eweredigheidsstelling. So dit is lyn parallel aan sy van driehoek. Okay, so ek het daai SP nou, ek het 'n verhouding gaan neerskryf waarin SP is, en ek kan of 'n eweredigheidsverhouding neerskryf of gelykvormigheid, maar ek het nie twee driehoeke gelykvormig bewys waarin die SP was nie, dis hoekom ek gou dadelik na die eweredigheidsstelling gaan kyk het. So nou as ek SP alleen kry, dan gaan dit wees PI maal SV op IQ. So ek het nie die SP alleen gekry. En nou dat ek die SP alleen gekry het, gaan ek hom nou net hier gaan instel. So nou gaan ek sê, okay, so ek weet dat SI kwadraat is gelyk aan, en nou die SP is PI op SV op IQ, daar is my SP wat ek alleen gekry het, en dan hier is nog steeds my SV. Okay, en nou sien ek, nou lyk dit soos hulle vraag, want wat ek nou gaan doen is, ek gaan hierdie IQ onderaan gaan maal met die SI kwadraat, en wat bly aan die ander kant oor? Daar bly 'n PI oor, en SV maal SV is SV kwadraat, en daar kom ek uit by dit wat hulle gevra het. Okay, so die laaste vraag gaan altyd so 'n bietjie moeiliker wees, en ons gaan twee stellings, of twee gelykvormigheidstellings, of 'n gelykvormigheidstelling en 'n eweredigheidsstelling moet gebruik, en dit kombineer, om hierdie laaste antwoord te bou. Okay, kom ons kyk nog na voorbeeld 9. Okay, so hierso sê hulle, in die skets sny AC en DB mekaar by E, en daar's 'n paar parallelle lyne wat ons kan highlight. So kom ons gaan highlight dit, kom ons gaan highlight dit. So daar sien ek 'n eweredigheidsdriehoek. Daar's eweredigheidsdriehoek, en ek gaan daai sy ook gaan highlight, en daar sien ek ook 'n eweredigheidsdriehoek. Daai sye gaan in dieselfde verhouding wees. Okay, en dan sê hulle vir ons dat DEF is X en FEC is ook X. Okay, alles is ingevul, ons is reg om te begin. Okay, vraag 1, gee met redes nog 4 hoeke wat ook gelyk aan X gaan wees. Okay, so die eerste een wat ek kan sien is daai hoek, dis verwisselende hoeke. So ons kan sê ADE is X, rede is verwisselende hoeke, en ons moet sê wie was parallel, AD was parallel aan EF. Okay, die volgende een wat ek kan sien is daai ene, dis ook verwisselende hoeke. So daai hoek is ECB, dis ook X, dis ook verwisselende hoeke. Verwisselende hoeke, en EF was parallel aan BC. Okay, dan die volgende hoek wat ek kan sien is 'n ooreenkomstige hoek, so daai hoek gaan ook X wees, want dit is ooreenkomstig met daai hoekie. Daai twee is ooreenkomstige hoeke. So dan gaan ons sê DAE is X, ooreenkomstig
AD parallel aan EF. En dan gaan ons kan sien dat daai is ook 'n X, want daai hoeke is ook gelykvormig. So daai is EBC is X, ook ooreenkomstig, want BC is parallel aan EF. Okay, so lekker graad 10 en graad 11 meetkunde daarso. Okay, nou sê hulle bewys dat EF 'n raaklyn is aan sirkel BEC. Okay, so ons moet 'n raaklyn bewys, baie goeie graad 11 hersiening. So EF, so ons moet bewys dat EF 'n raaklyn is aan sirkel BEC. So ons moet net die raaklyn koordstelling kan raak sien. En dis baie duidelik om dit raak te sien, ons het eintlik dit klaar ingevul. Want ons kan nou sien hierso dat hoek FEC, dat daai hoekie, ons sien dis X en ons sien dit is gelyk aan daai hoekie. So EF moet 'n raaklyn wees. So wat ons net gaan sê vir hulle is, FEC sien ons is gelyk aan EBC. Dis al wat ons moes kan sien. En dis klaar ingevul. Ons sien dis X, wat is ons rede? Dis klaar ingevul, dis klaar bewys. So dit wil sê dat EF is 'n raaklyn aan sirkel BEC, met ander woorde die driehoek wat binne in daai sirkel is, en ons rede is die omgekeerde raaklyn koordstelling, want ons het bewys dis 'n raaklyn. Omgekeerde raaklyn koordstelling. Okay, kom ons kyk verder. Bewys dat ABCD 'n kode 4-hoek is. ABCD 'n kode 4-hoek is. So ons moet bewys dat hierdie figuur 'n kode 4-hoek is. So daar's 3 maniere wat ons dit kan doen. Of ons kan bewys dat die teenoorstaande hoeke saam 180 is, dat daai hoek en daai hoek saam 180 is, of natuurlik daai hoek en daai hoek saam 180 is. Of ons kan bewys dat die buitehoek van die kode 4-hoek gelyk is aan die teenoorstaande binnehoek, maar hier is nie buitehoek nie, so ons kan nie dit gebruik nie. Of ons kan bewys dat, as ons na enige hoek kyk, kom ons gaan kyk wat se koord maak daai hoek. Hierdie koord maak daai hoek. So is daar 'n ander hoek wat hierdie koord ook maak, wat dieselfde is? Ja. En dis hoek in dieselfde sirkelsegment stelling. So hierdie is 'n kode 4-hoek, want ons kon die hoek in dieselfde sirkelsegment stelling gesien het. Okay, so daar gaan ons gaan sê, hoek DAE, gaan kyk net op die skets of ek reg genommer het, dit gaan gelyk wees aan hoek EBC, hulle albei is X, dis 'n hoek in dieselfde sirkelsegmentstelling. So dit wil sê ABCD is 'n kode 4-hoek, rede, omgekeerde hoeke in dieselfde sirkelsegment stelling. Okay, lekker graad 11 hersiening. Goed, nou moet ons bewys dat DE op EC is gelyk aan DF op FC. So nou moet ons 'n verhouding bewys. Okay, so heel eers, kom ons gaan kyk of daai verhouding dalk 'n ewenredigheidsstelling is, want dit is net die vinnigste ene om te bewys. So hulle sê hierso DE op EC, DE op EC is gelyk aan DF op FC. So DE op EC is gelyk aan DF op FC. Dit lyk baie naby aan 'n ewenredigheidsstelling, want hierdie ewenredigheidsdriehoek wat ons hier kan sien, daai sye, daar's 'n ewenredigheidsdriehoek. Dit is hy, en solank as jy net 3 van daai stukkies sye in 'n verhouding het, dan weet jy dis 'n ewenredigheidsstelling, en daar is 3. Okay, so ons gaan met die ewenredigheidsstelling begin. So ons gaan sê, DE op EB is gelyk aan DF op FC. Dis nie heeltemal wat hulle wil hê nie, maar daar's klaar 3 van hulle wat daar is. So ons gaan die ewenredigheidsstelling gebruik.
Ok, so ons gaan sê, as ons terug aan ons skets, dan gaan ons sê, ons gaan begin met DE op EB is gelyk aan DF op FC en dis die evenredigheidsstelling. So dis lyn parallel aan sy van driehoek. Wie was parallel? EF was parallel aan BC. Ok, so ons begin met dit. Wie is daar wat ons nie meer happy is nie? Ons is nie happy met hierdie EB nie. Ons wil eintlik 'n wat hê? Ons wil eintlik 'n EC hê. Ok, so kom ons gaan kyk. Dis net enetjie wat ons moet vervang. EB en EC. Maar ons sien op 'n skets dat EB moet gelyk wees aan EC, want dis 'n gelykbenige driehoek, hulle hoeke is dieselfde. So ons weet dat EB moet gelyk wees aan EC. So ons wil net hom vervang. So ons gaan sê EB is gelyk aan EC, is die omgekeerde van 'n gelykbenige driehoek. So jou rede is sye teenoor gelyke hoeke. Sye teenoor gelyke hoeke. Goed, en nou kan ons sê dat DE en ons kan EB vervang nou met EC is gelyk aan en die regterkant bly net so DF op FC. Goed, nommer 5. Ons moet twee driehoeke gelykvormig bewys. So ons gaan sê in driehoek ADP en driehoek FEC is en ons kort 3 hoeke. Ok, kom ons gaan kyk waar is dit. So kom ek vat my lasertjie, kom ek gaan kyk ADB, jy is welkom om die hoeke te gaan highlight of in te kleur, en dan FEC. Ok, so kom ons gaan kyk daar, ek sien al klaar hoeke wat daar ingevul is, so die eerste wat ons daar kan sien is hoek D, gaan gelyk wees aan hoek E, want albei is X, so dis bewys. Ok, so hoek D is gelyk aan hoek E, dit is albei X, dis klaar ingevul, so dis bewys. Ok, dan, as ons nou weer daai driehoeke gaan highlight, die volgende ding wat ek kan sien, dis nou daai driehoek en hierdie driehoek, is hierdie hoek gaan dieselfde wees as hierdie hoek. Want ABCD is 'n koorde 4-hoek. So nou geld al die koorde 4-hoek se reëls vir hierdie figuur. So die koord AD maak beide daai hoekie en die koord AD maak dan nou ook daai hoek. So hoek C is gelyk aan hoek B, want dis 'n koorde 4-hoek, is hoek in dieselfde sirkelsegment. So daai hoek gaan dieselfde wees as daai hoek. Ok, so hoek C is gelyk aan hoek B, hoek in dieselfde sirkelsegment, want jy het klaar bewys dis 'n koorde 4-hoek. So jy kan al jou koorde 4-hoek reëls nou aanneem. Ok, dan moet ons net gaan kyk wat se hoek bly dan nou oor, as ons weer gaan kyk wat se hoek het ons nou nie gesê in daai groot driehoek nie, hoek A het ons niks van gesê nie, en in die ander driehoekie, hoek F het ons niks van gesê nie. So hoek A is gelyk aan hoek F en ons rede is binnehoeke van 'n driehoek. Binnehoeke van driehoek. Ok, so dit wil sê dat driehoek ADB is gelykvormig aan driehoek. Wie was gelyk aan hoek A? Hoek F. Wie was gelyk aan hoek D? Hoek E. Wie was gelyk aan hoek B? Hoek C. Rede is hoek, hoek, hoek. Jy kan maar daarbo na die volgorde ook gekyk het. En dan gaan ons dit iewers op die bladsy vir ons dadelik daai twee driehoekies oorteken, want dit gaan ons nou altyd help met die volgende vraag. Goed, hier kom die laaste vraag. So dit lyk na 'n ingewikkelde vraag. Ons kan niks daar manipuleer nie, so ons gaan 10-10 ons gelykvormigheidstelling en miskien ons evenredigheidsstelling moet gebruik om daai antwoord te bou. So kom ons begin en ons tik af waarmee kan ons begin? Watse wettige, watse legal verhouding kan ons mee begin? Ok, so hulle vra jy FE, hier is 'n FE in my driehoekie, so dadelik goed. Dan 'n AB, daar's 'n AB,
Dan is daar 'n AD, daar's 'n AD en dan is daar 'n EC. Okay, daar's 'n EC wat ook al is. Ek tik nou alles af om net te besluit wat ons nou gaan gebruik. En dan is daar nie 'n DF nie en ons ook nie 'n DE nie. Okay, so ek dink waarmee ek gaan begin. Ek gaan daai 4 gebruik. Okay, so ons gaan nou sê, want ons moet altyd met 'n verhouding gebruik. Ons gaan nou nie alles hê wat hulle daar wil hê nie, maar ons gaan ten minste daarmee begin. So, ek gaan nou sê FE op FC. So FE op FC, so daai op daai moet dan gelyk wees aan AD op AB. Okay, want dit is gelykvormige driehoeke. Dit is 'n wettige verhouding daar. So kom ons kyk waarmee is ons happy. Ons is happy met die FE. Ons is happy met die AD en die AB. Ons is nie happy met die FC nie. So ons wil graag dit gaan vervang met 'n ander stelling. Okay, so waar is FC in? So as ons kyk na ons vorige somme, dan sien ek hier het ons klare som gedoen met 'n FC in by nommer 4. So hier by nommer 4 het ons klaar 'n verhouding en daar's 'n FC in. So ek wil nou net eintlik hierso daai FC alleen kry. So nou gaan ek sê uit nommer 4, kom ek kruismaal gou daai som. Dan gaan daai mos wees DE maal FC is gelyk aan DF maal EC. En nou kan ek vir FC alleen kry deur sommer 'n sommetjie te gebruik wat ek klaar gedoen het iewers anders op my bladsy. Dan gaan daai wees DE. En nou gaan ek FC daar gaan invervang. Okay, so nou gaan ek sê FE op, nou gaan ek daai FC invervang en dit is mos nou DF op EC op DE, verskriklike antwoord vir FC. So ek is nog steeds besig met die groen om my FC in te vervang en dit het ek mos gesê is AD op AB. Sjoe, okay, kom ons maak gou 'n bietjie hierso netjies. So nou gaan ek sê, FE, nou dis deel met 'n breek, so eintlik maal ek nou met die, kom ons maal alles wat daaronder is, kom ons maal dit na die ander kant toe. En ek gaan nou sommer hierdie AB aan die kant, gaan ek maal met die FE, so die kruismaal gaan die maklikste wees. So FE maal AB is gelyk aan AD maal met DF maal EC op DE. So ek kruismaal net nou, al is dit 'n breek op 'n breek. Okay, en dan sien ons is nou amper klaar, ons gaan nou net hierdie AD oorvat na die ander kant, want dis wat hulle wil hê. So ons het 'n FE maal die AB, ons deel die AD net na die ander kant toe, en dan bly daar oor aan hierdie kant, ek gaan dit net omruil, die EC bly oor, die DF bly oor, en die DE bly oor, en daar het ons hulle antwoord. Okay, en dit was ons laaste voorbeeld, en dit was voorbeeld 9.